Goeiedag vriende, ek hoop het gaan goed met jou vandag. Dit is altyd lekker om op jou skerm te kan wees en hier in Pretoria het ons hierdie week 'n baie skielike verandering in seisoen ervaar en ek vermoed in baie dele van Suid-Afrika ook waar die wintermaande nou baie vinnig aangebreek het. Ek hoop dat daar waar jy nou is op die oomblik of jy by die werk is en of jy dalk op reis is of jy by die huis sit en kyk vandag, dat jou omgewing vir jou op hierdie oomblik sal omskep word in 'n ruimte waar jy werklik net kan ervaar dat die Here is daar by jou, soos wat hy ook hier by my is vandag. En mag jy weet dat alhoewel jy dalk alleen kyk, of dalk kyk jy saam met mense, dat jy deel is ook van 'n groter geloofsfamilie, dat jy deel is van 'n groter groep mense in hierdie wêreld, miljoene en miljoene mense wat Jesus Christus dien, en dat jy ook deel is van 'n gemeente, 'n gemeenskap van gelowiges in hierdie wêreld, wat saam met jou vandag ons Hemelse Vader dien. En ek hoop dat jy vandag sal ervaar dat die Here ook jou hart aanspreek en dat die teks wat ons gaan lees en die boodskap wat ons gaan hoor en die gebede wat ons bid en die offers wat ons bring, dat alles sal saamwerk om net waarlik in jou hart ook die woord in te prent, sodat ons dit ook kan uitleef wanneer jy ook hier klaar geluister het vandag. Die Sondag wanneer hierdie spesifieke boodskap uitgaan, is dit ook Moedersdag en wil ons dan ook graag van die geleentheid gebruik maak om vir elke persoon net wat iewers dien as 'n moeder vir iets of vir iemand, net vir elkeen van hulle te sê baie baie dankie en baie seën vir elkeen van hulle. Dankie vir dit wat julle as moeders, as ma's vir ons doen in hierdie wêreld. Ons weet dat God ook hierdie eienskappe van 'n moeder het, hierdie sorg en omgee eienskappe het. En ons het hierdie eienskappe in ons wêreld so nodig. En ons wil hierdie dag baie spesiaal aan elkeen van julle opdra en vir julle baie dankie sê. En dan ook vir julle seën toebid, dat die Here julle sal seën op die taak wat julle ook het as moeders hier op aarde. Ons is besig met ons reeks deur Efesiërs in hierdie kwartaal waar ons groei ook in ons verhoudings. En ons staan so vir 'n paar sondae stil by die groei wat ons ervaar wanneer ons dink tussen ons verhouding met die Here. Dan het ons Pinkster van die 17de tot die 20ste Mei en na Pinkster weer 5 Sondae waar ons verder deur die Efesiërs lees en dan ook verder dink aan die verhoudings wat ons het met ander mense. En dis natuurlik hierdie twee tipes verhoudings wat geweldig belangrik is vir God. Selfs Jesus het dit ook so geantwoord toe hulle vir hom gevra het, wat is nou die belangrikste van al die gebooie? Het Jesus gesê, die Here jou God en jou naaste. Dis juist hierdie twee tipe verhoudings wat vir ons ongelooflike waarde in ons lewe het en waarin ons moet aandag gee. En wanneer ons sê ons wil intentioneel groei, dan weet ons ook ons moet groei in hierdie tipe verhoudings. Ons moet groei in ons verhouding met die Here, ons moet groei in ons verhoudings wat ons ook het met ander mense in hierdie wêreld. Ons gebruik Efesiërs want Paulus wat daar in die tronk sit en skryf hierdie brief vir die gemeente in Efese, maar ook vir 'n klomp ander gemeentes. Dis hierdie omsendbrief wat hy deel en dis juist hierdie brief wat hy dan op hierdie manier so deel wat ons ook ons eie kan maak vandag. En dit wat hy daar skryf is vir ons vandag nog net so relevant. En ons gaan Efesiërs 3 vers 1 tot by vers 21 lees, waar ons dan ook sien hoe Paulus die gemeente daar inspireer en op die einde van die dag dan amper afsluit deur daarso te sê dat God se liefde is vir ons ontsaglik belangrik. En dit is ook die tema vandag, liefdesverhouding, want dis juist hierdie liefde wat maak dat verhoudings tot op 'n volgende vlak beweeg. Dis juist hierdie liefde wat die Here vir ons gee wat maak dat ons verhoudings met hom kan plaasvind en ons verhoudings met ander mense. Dit is die liefde wat maak dat ons verhoudings kan groei op die einde van die dag. Paulus gebruik dan ook hierdie teks om iets te beklemtoon van die evangelie, om te sê dat vir 'n lang tyd was dit verborge gewees, maar nou is dit bekend aan ons. Nou is hierdie geheimenis waarheid. En kan jy vandag hierdie geheim wat Paulus hier ook openbaar maak, jou eie maak, omdat dit nie meer 'n geheim vir jou is nie. Jy kan hierdie waarheid vat en jy kan met dit ook leef in jou lewe en jy kan dit uitdra aan enige iemand wat ook op jou pad kom in jou lewe. Voor ons die teks lees, kom ons bid vir 'n oomblik saam. Ons Hemelse Vader, dankie vir die voorreg om U te kan ken. Dankie Here dat ons die woord kan lees. Dankie Here dat die woorde op die bladsy deur die Heilige Gees vir ons waar gemaak word, sodat ons dit ons eie kan maak ook in ons hart en sodat ons dit ook kan gaan uitleef in die wêreld daar buite. Gee Here dat wanneer ons hierdie woorde lees, dat dit nie maar net nog 'n Bybelteks sal wees wat
wat dalk net by ons verbygaan, Here, maar dat dit 'n Bybelteks sal wees wat waarlik met ons spreek, dat ons dit kan gaan leef in die wêreld daar buite. Ons bid dit in die heilige naam alleen. Amen. Ek lees dan vir ons hierdie besondere teks wat Paulus ons mee geseën het, daar vanuit die tronk, wat dan kom uit Efesiërs 3, vers 1 tot by vers 21. Daarom bid ek vir julle wat nie Jode is nie. Ek, Paulus, 'n gevangene, deur my diens aan Christus Jesus. Julle het tog seker gehoor van die opdrag wat God in sy genade aan my gegee het in julle belang. Hy het sy geheimenis deur 'n openbaring aan my bekend gemaak, soos ek dit hierbo kortliks beskryf het, en as julle dit lees, sal julle 'n begrip kry van my insig in die geheimenis van Christus. Nog nooit tevore in die geskiedenis is die geheimenis aan die mensdom bekend gemaak, soos God dit nou deur die Gees aan sy heilige apostels en profete geopenbaar het nie. En dit is die geheimenis. Deur die verkondiging van die evangelie en in hulle verbondenheid met Christus Jesus, word ook mense wat nie Jode is nie, saam met ons deel van die volk van God en lede van die liggaam van Christus. En kry hulle ook saam met ons deel aan wat God beloof het. Van hierdie evangelie het ek 'n dienaar geword, 'n voorreg wat God in sy genade aan my gegee het, deur sy krag in my te laat werk. Hoewel ek die geringste van al die gelowiges is, het hy aan my hierdie voorreg gegee om aan die heidene nasies die evangelie van die onpylbare rykdom van Christus te verkondig. Ek moet aan almal bekend maak hoe God, die skepper van alle dinge, nou sy verborge plan uitvoer, nadat hy dit deur al die eeue geheim laat bly het. Maar nou het God die ryke verskeidenheid van sy wysheid deur die kerk bekend laat word aan elke mag en gesag in die hemelruim, soos hy hom van ewigheid af al voorgeneem het, om dit deur Christus Jesus, ons Here, tot uitvoering te bring. In ons verbondenheid met hom en deur ons geloof in hom, kan ons met vrymoedigheid en vertroue na God gaan. Daarom bid ek dat julle nie moedeloos word omdat ek om julle ontwil ly nie. Julle moet dit eerder as 'n eer beskou. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon, en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom, wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen, tot in alle ewigheid. Amen. In hierdie teks sien ons dat Paulus begin om te sê dat daar is hierdie onsaglike, belangrike stuk inligting wat ons moet hê. Nou ons ken in ons wêreld vandag verskriklik baie inligting wat ingeneem word. Ek meen, as jy net wonder hoe iets werk, dan Google jy dit gou en dadelik spring daar eers 'n AI antwoord op natuurlik, en dan kan jy nou verder scroll en bietjie dieper gaan delf. Of jy vra vir ChatGPT, sê vir my bietjie hoe werk hierdie spesifieke ding, of jy gesels met daardie kunsmatige intelligensie om vir jou meer inligting te gee. En behalwe daarvoor is dit nog al die ander inligting wat ook na ons rigting toe kom, wanneer ons op sosiale media is, wanneer jy op Facebook besig is om te scroll, wanneer jy op Instagram is, wanneer jy TV kyk, wanneer jy ry en jy sien die advertensieborde langs die pad, as jy deur die winkel stap en jy kyk na die verskillende produkte, of jy lees dalk meer inligting oor 'n spesifieke produk op die kant van die boks wat jy wil koop. So word ons gelaai met inligting die hele tyd. Maar Paulus sê daar's hierdie baie belangrike stuk inligting, belangriker as enige ander inligting in die wêreld. En hy wil hê hierdie inligting moet vir jou bekend wees.
Dit moet nie vir jou 'n geheim wees nie. Dit was dalk vir 'n tyd lank nog nie so geopenbaar nie, maar Paulus sê dit is nou openbaar. Van daardie tyd af wat Paulus hierdie brief aan die gemeente daar geskryf het, sê hy, nou is dit openbaar. Almal moet dit weet en jy moet dit ook weet vandag. En dan gaan Paulus voort om te sê dat hierdie belangrike geheim is die feit dat jy is ingesluit by God se liefde en by God se genade. Maak nie saak wat jou agtergrond of jou geskiedenis is of waar jy vandaan kom nie. Hy sê, in daardie tyd was dit, die mense gedink die Jode is die eksklusiewe groep wat ingesluit is as die volk van God, maar nou sê hy, kom hierdie geheim na vore dat alle mense, heidene nasies en die nie-Jode en alle mense en ook jy ingesluit is by God se liefde en genade. Jy is deel van God se volk. Jy is sy kind. En hierdie informasie sê Paulus moet ons dan nie vir onsself hou nie, ons moet dit met vrymoedigheid met ander mense deel. Hierdie is 'n geheim wat oopgemaak moet word en van die dakke af verkondig moet word, want almal moet dit weet. Dit moet nie meer 'n geheim wees nie. Almal moet hierdie belangrike stuk inligting hê. Tussen al die baie inligting wat ons kry, moet ons natuurlik die hele tyd besig wees om te sif. Maar hierdie hoef jy nie te sif nie. Hierdie moet jy net weet. Jesus Christus is jou Here en jou koning en jy is deel van sy volk. Jy is deel van sy genade, van sy liefde. Jy is ingesluit. Dit is waar jy behoort. Nou en vir ewig. Daardie behoort sal nooit weggaan nie. Jy sal nooit uitval nie. Jy sal nooit uitgesluit word daaruit nie. Jy is volledig deel. Dit is die heel eerste plek waar ons wil behoort. Elke mens op aarde het hierdie behoefte om iewers te wil behoort en hier is waar jy heel eerste in jou lewe behoort. Is juis by God. Dit is waar jy tuis is. Dit is waar jy hoort, omdat die Here jou aangeneem het. En Paulus sê dan hier aan die einde van die teks, hoe wyd en hoe ver en hoe groot God se liefde en genade is. En dis juis oor hierdie liefde en genade, wat so wyd en groot en ver en diep is, dat ons dit nooit waarlik sal kan begryp nie, wat hom in staat stel, om elkeen van ons deel te maak en in te sluit by sy volk, dat elkeen van ons deel is van sy liefde en van sy genade, dat hy ons aanneem as sy eie kinders in hierdie wêreld. En interessant in hierdie teks waar Paulus 'n paar keer uitwys wat die rol van die kerk is, ook in hierdie hele verhaal, en hierdie belangrike stuk inligting. Wanneer hy eerstens sê, die wysheid word deur die kerk bekend gemaak in die wêreld in. Wat sê dat ons in die kerk moet mekaar die hele tyd aan hierdie wonderlike boodskap herinner. Ons moet dit gereeld vir mekaar sê. Ons moet dit gereeld vier. Daarom laat ons gereeld die nagmaal gebruik, 'n teken om ons te help om dit te vier. Dat ons babietjies doop, 'n teken om te sê dat selfs hierdie babietjie, wanneer hy nog klein is en nog niks kan verstaan of niks weet nie, God kies om hom in te sluit of haar in te sluit by sy liefde en by sy genade, by sy volk. Dat wanneer ons in die erediens by mekaar sit, wanneer ons sing, wanneer ons preek, wanneer ons uit die woord uitlees, wanneer ons bid, wanneer ons besig is om dalk as 'n gemeenskap saam te kuier, as kerk herinner ons mekaar die hele tyd daaraan, dat ons is deel en die Here het ons lief. Hierdie belangrike storie wat elkeen van ons se lewens vir ewig kom verander. En later sê Paulus dan, aan hom kom die eer toe in die kerk. Die kerk is dan ook die plek waar ons mekaar herinner en waar ons mekaar in hierdie verhouding versterk en die verhoudings tussen mekaar versterk, maar waar ons ook eer aan die Here bring, waar ons geleentheid het om lof en eer aan die Here te bring. Waar ons verhouding dan ook met die Here versterk. 'n geweldige belangrike punt vir elkeen van ons ook is dat 'n groot deel van ons doel hier op aarde is om lof en prys aan ons hemelse Vader te bring. Dit is wat die Here ook van ons vra. En dit kan ons doen by die kerk. En dit is die rol en die doel dan ook vir die kerk, is hierdie samekoms van mense wat mekaar herinner daaraan dat God ons liefhet. Dat ons deel is van sy liefde en sy genade. En dat hier kan ons saam lof en eer aan die Here bring. En dit dan ook vir die wêreld wys, vir die wêreld bekend maak, dat hierdie geheim is uit. Ons wil dit met julle deel. Ons wil hê alle mense op aarde moet dit hoor. Ons wil hê elke persoon in die wêreld moet dit ook aanneem en hulle eie maak. Paulus sê daar dat
hy die behoefte het, hy bid dit, hy vra vir die gemeente, hy sê vir hulle, mag julle sy liefde ken. Asof Paulus vir hulle sê, mag julle die ware liefde wat God vir ons bring hier op aarde, mag julle daardie liefde, mag julle dit ken. Mag dit vir julle bekend wees, dat wanneer jy besig is om te lewe, dan ken jy God se liefde. En daardie liefde van God, wat jy dan ken, kan jy dan ook uitleef in jou lewe teenoor ander. Wanneer jy dinge ervaar in jou lewe, soek jy altyd vir God se liefde daarin, want jy ken God se liefde. Kyk jy altyd, waar is God se liefde? Want jy ken dit. En dis die gebed wat ons ook vir mekaar het vandag. Mag jy God se liefde ken. Ons sing van kleinstyd af daardie liedjie, God is liefde, juig ons harte. En daardie woordjie, God is liefde, herinner ons daaraan dat die liefde juis van God afkom. En ons die vermoë gegee het om lief te hê. Dis God wat vir ons die vermoë gee om lief te kan hê. Hom en ook ander mense in hierdie wêreld. En dan sê Paulus dat hierdie liefde gewortel en gegrondves moet wees. Dat die liefde wat ons leef is in die Here gewortel en gegrondves. 'n herinnering dat al hierdie dinge wat ons doen, wanneer ons lief het, en wanneer ons leef, en wanneer ons besig is, en wanneer ons hierdie waarheid uitdeel en verkondig, en wanneer ons ander en onsself daaraan herinner, dat dit gegrond is in die Here Jesus Christus. Dis waar ons wortels lê, dis waar ons identiteit se wortels lê, dis waar ons lewensstorie wortels lê, dis waar alles wat ons doen in ons lewe se wortel lê. En baie keer is dit nodig om so 'n bietjie terug te staan en te kyk, wat doen ek als in my lewe? En is elkeen van daardie dinge gewortel in Jesus Christus? Is dit waar dit gegrondves is, gevestig is in die grond in Jesus Christus? En as daar iewers in jou lewe iets is waar jy sê, wel, dit lyk nie vir my asof hierdie ding regtig gewortel, gegrondves is in Jesus Christus nie, dan moet ek dit herbedink. Hoe gaan ek hierdie spesifieke gedeelte van my lewe ook in Jesus Christus wortel? Hoe gaan ek hierdie ding vat en seker maak dat die plek waar die krag vandaan afkom, waaruit hierdie ding groei, waar hierdie ding aan vashou, soos wat wortels in die grond vashou, is binne in Jesus Christus gewortel. En as daar iets is wat jou terughou, weghou daarvan om voluit in Jesus Christus gewortel en gegrondves te wees, dat ons dit dan uit die weg uitruim. Want ons wil met ons hele wese vasgegrond en gewortel wees in Jesus Christus. Dan het ons die vermoë om ook hierdie goeie nuus, soos Paulus hier in die wêreld te verkondig. Paulus noem homself een van die geringstes, en ons weet dat Paulus doen dit juis omdat hy vroeër in sy lewe het hy juis die gelowiges vervolg. Paulus het met dieselfde passie as wat hy die evangelie verkondig het hy vroeër in sy lewe die wat die evangelie aangeneem het vervolg. Hulle uit hulle huise laat uitsleep en in die tronk gegooi. Daarom sê Paulus, maar gelukkig het hy tot insig gekom van daardie lewe af, van daardie passie wat hy gehad het op pad na Damaskus toe het die Here Jesus aan hom verskyn en sy lewe verander, sy uitkyk verander, sy fokus verander, sy passie in die regte rigting gedraai, sy wortels in die regte plek ingesteek. En Paulus het van daar af het hy hierdie passie uitgeleef om die evangelie met mense te verkondig, maar hy sien homself as een van die geringstes, want dit is net uit die genade van die Here Jesus Christus erken hy dat hy daardie ommekeer in sy lewe kon gemaak het. Partykeer het ons ook daai ommekeer nodig met sekere fasette van ons lewe, om heeltemal te draai, te sê, hier is die rigting waarin ek beweeg, maar dis nie Jesus se rigting nie. Ek sal dit moet draai, en ek sal in Jesus se rigting moet beweeg. Mag die Heilige Gees die een wees wat jou lei om dit ook voluit te doen, sodat jy kan besef dat jy lewe in 'n liefdesverhouding met ons hemelse Vader. Hy is lief vir jou, en daarom het hy 'n behoefte om 'n verhouding met jou te hê. En daarom kan jy voluit 'n verhouding ook met hom hê, omdat ons ook lief is vir God. En hierdie liefde wat hy dan vir ons in hierdie verhouding leer, kan ons dan ook vir ander mense hier op aarde hê. En kan ons dit ook met hulle uitdeel. Mag jy vandag opnuut besef dat die liefde kom van die Here af. Dat hy onsaglik lief is vir jou net soos wat jy is en jou insluit by sy volk, by sy genade, by sy storie, by sy verlossing. En mag hierdie geheim nooit by jou stop nie,
maar altyd deur jou ook verder vloei in die wêreld in, sodat ander mense, soos jy, die goeie nuus van die evangelie van Jesus Christus kan hoor, kan leer, en die liefde van God ons Vader sal kan ken. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, dankie Here dat ons vandag opnuut kan hoor dat U ons net onvoorwaardelik lief het. So lief dat U ons insluit by U liefde en U genade en by U storie en by U verlossing en ons U kinders maak ongeag waar ons vandaan kom of wat ons agtergrond is. Here, baie dankie dat ons vandag opnuut kan besef dat die kerk so 'n belangrike rol in ons lewe speel. Om deel te wees van 'n gemeenskap van gelowiges wat saam die goeie nuus met mekaar deel, saam die goeie nuus met die wêreld deel en dan ook Here saam lof en prys bring aan U. Dankie Here dat ons waarlik vandag net weer opnuut kan weet dat ons in 'n verhouding staan met U en dat hierdie verhouding 'n liefdesverhouding is. En ons gebed is Here dat U vir ons in hierdie week elke dag nuwe krag sal gee vir alles wat ons moet gaan doen en aanpak, dat ons dit voluit vir U sal gaan doen. En Here, dat hierdie wonderlike goeie nuus wat Paulus met ons gedeel het, dat dit nie 'n geheimenis sal bly nie, Here, maar dat dit verkondig sal word. En dat hierdie wonderlike goeie nuus nie by my sal stop nie, maar dat dit sal verder beweeg, sodat meer en meer mense U liefde sal kan ken en sal kan weet dat dit is die waarheid, dit is waarin ons gegrond, dit is waarin ons gewortel wil wees. Ons bid dit Here net in die heilige naam alleen. Amen. Vriende, ek deel graag met julle 'n paar afkondigings vandag. As dit die eerste keer is wat jy saam met ons kyk vandag, wil ons vir jou baie welkom sê op Lux Mundi se kanaal. Jy is meer as welkom om te subscribe en dit ook aan te stuur vir mense wat jy dink nodig het om ook vandag se boodskap te hoor. En jy is welkom om enige tyd hierna toe terug te keer of natuurlik Lux Mundi se terrein te kom besoek. Jy sien op die skerm daar die reeks wat ons het en ons is nou by die laaste ene van die eerste gedeelte van ons reeks voordat ons Pinkster gaan hê en ons wil jou uitnooi as jy enige van hierdie gemis het, is jy welkom om dit te gaan kyk. Dis alles op YouTube beskikbaar en gaan kyk ook op ons gemeente se webtuiste. Is daar 'n knoppie waarop jy kan druk waar jy meer oor hierdie Efesiërs reeks kan lees en ook 'n bietjie meer inligting oor elkeen van die tekste wat ons mee besig is op hierdie stadium. As jy behoefte het om te bid saam met iemand, asseblief stuur vir ons jou inligting en ons kan dit ook so vir die gebedsbediening deurgee en dan het ons ook geleentheid om die Here met ons offergawes te dien. Dankie vir elkeen van julle wat dit ook getrou doen en wat op hierdie manier saam bydra tot die kerk wat op die einde van die dag juis die gemeenskap is wat mekaar ondersteun en die evangelie die wêreld ook verder indra. Ons gemeente is besig om 'n nuwe groeigroep ook saam te stel vir vroue tussen die ouderdom van 30 en 60 en dit is spesifiek vir enkellopendes of weduwees. Meld gerus aan as jy ook deel wil wees van hierdie groep. Jy sien die inligting ook daar op die skerm. Hemelvaart is om die draai en ons het weer 'n deurloop nagmaal geleentheid daarvoor. Donderdag 14 Mei van 04:30 tot en met 8:30 die aand kan jy enige tyd opdaag hier by Lux Mundi se terrein. Jy beweeg op jou eie pas deur die 5 stasies en by een van hulle is daar dan ook 'n leraar wat vir jou die nagmaal gaan bedien. 'n Besondere ervaring om ook so op hierdie manier terug te dink aan die feit dat Jesus juis opgegaan het na die hemel toe om vir ons daar die weg te baan sodat ons voluit hier op aarde vir hom kan lewe met die wete dat hy vir ons die ewige lewe ook daardeur verkry. Ons het Pitkos wat skuif van die 7de Mei na die 21ste Mei, 7:00 die aand in die gemeentesentrum vir die dames wat dit gewoonlik bywoon of wil bywoon. Julle is meer as welkom om ook daai datum te dagboek. Dan het ons Pinksterreeks van 17 tot 20 Mei en ons tema vir die reeks is groei vanuit die Heilige Gees. Pas mooi in by ons jaartema. Natuurlik fokus ons ook in hierdie tyd op die Heilige Gees. Ons het 5 predikers wat vir Pinkster oor die 5 eredienste Sondagoggend, Sondag aand, Maandag, Dinsdag en Woensdag by ons gaan aansluit. Woon gerus dit op ons terrein by. As jy nie kan nie, weet dat al 5 van hulle word ook opgeneem en sal ook hier op YouTube beskikbaar wees.
Daar's van 6 uur af deur die weeksaande van maandag tot woensdag sop en broodjies ook op die terrein beskikbaar. Jy is welkom om so 'n bietjie vroeër te kom ook daarvoor. Dan Discipleland het 'n vakansieprogram die 29ste Junie tot die 3de Julie. Dis daardie eerste week van die skoolvakansie, die lang vakansie wat op pad is. As jy tussen die ouderdom van 3 jaar en 'n graad 6 in jou huis het, dan is jy welkom om hulle ook vir die vakansieprogram in te skryf en hulle te bring om sommer op Luxmoenie se terrein die Here te kom dien en dit 'n wonderlike tyd ook hier by ons te kom hê in ons vakansieprogram. Mosambiek se uitreik is 4 tot 12 Julie. As jy dink daaraan om saam te gaan, scan gerus daardie QR-code of kontak die kerkkantoor vir meer inligting as jy graag ook wil saamgaan of 'n bydrae wil maak vir daardie uitreik. Die 1 Augustus is ons bazaar en ons tema is fees met gees en ons is op soek na raffelpryse en miskien gaan jy jag ook in hierdie volgende tyd as jy dalk daaraan wil dink om vir die kerk ook vleis te skenk in hierdie jagseisoen. Hou ook asseblief ons bazaar in gedagte van die 1 Augustus. Dan het ons 'n sterftegeval in ons gemeente gehad. Rudolf Zinn is oorlede. Kom ons dink ook aan hom in hierdie tyd en aan sy familie en ons dra hulle ook aan die Here op. Ons deel graag in ons familie wanneer iemand hartseer is sodat ons mekaar ook kan dra in hierdie tyd. My gebed is dat jy waarlik sal hoor dat die Here Jesus Christus jou insluit by sy liefde en by sy genade en dat jy daardie baie goeie nuus wat hy met jou deel ook sal gaan uitdra in die wêreld daar buite. Dat jy sy liefde sal ken en dat jy dit voluit sal uitleef, gewortel in jou lewe. Mag die Here jou seën en beskerm. Mag hy jou lei en jou leer in die waarheid en mag jy net voluit die liefde van Jesus Christus ervaar. Amen.